altyd is dit vir my 'n voorreg om met besonderse mense op ver afgeleë plekke te praat. En vandag is dit weer so 'n geleentheid om vandag met Corrie Meyer en Rolien Meyer. Nou meisies, dis vir my 'n voorreg, soos wat ek nou gister met oom Flip hulle hier aan die ander kant gaan praat het, oom Flip de Pre. Corrie, jy het 'n besonderse geskiedenis waar julle nou hier in die omgewing van Kraaipan boer. Maar dit is ook 'n lang pad wat julle nou getrek het hiernatoe. Ons het so bietjie voor die kamera het gesels en julle het 'n besonderse verhaal, veral jy, Rolien ook. Ons was nou baie bevoorreg gewees om daar by Rolien hulle op die plaas tuis te gaan. Ek sê weer, julle bly hier in die paradys. Jy weet, ons mense ry hier verby en dis nou in die omgewing hier tussen Mafeking en Stella waar hierdie besonderse plase is. As ek net vir julle kan sê, die plante groei, die bome, die kameeldoringbome. Dit is ongelooflik en ek meen julle het nou die afgelope ruk verskriklik baie reën gehad. Die wêreld lyk mooi. Ek meen ek kyk na hierdie broodbome hier agter. Dis 'n besonderse omgewing. Maar Corrie, vertel ons nou net 'n bietjie. Jy is nou nie 'n boerling van Suid-Afrika nie. Waar het jy nou groot geword? En hoe het julle hier in hierdie pragtige Wes-Transvaal opgeëindig? Okay, gaan 'n bietjie ver terug, né? Ek is gebore, ek gaan nou nie sê Zimbabwe nie, ek is 'n Rhodesia. Jy sê Rhodesia, want ons ken dit as ja, Rhodesia. Ek is 'n Rhodesia gebore lang jare terug, 1947. En daar het ek skool gegaan, gebly, groot geword daar saam met my ouers. Ek is die oudste dogter en 'n boetie en 2 sissies gewees. Al die jare daar gebly in die, sal ek sê, in die ooste kant het ek groot geword. Waar vandag noem hulle die plek Mutari, maar ek is gebore in Umtali. Dis nader aan die Mosambiek se kant, van die ooste kant van Rhodesia. Nou, wat was jou nooiens van gewees? Du Plessis. Okay. Ja. Was daar baie Afrikaanse mense in daai omgewing gewees? Ja, baie Afrikaanse mense en baie Engelse ook, maar ons Afrikaanse mense was koek op onsself, jy weet. Ons het ook ons kerk gehad, die NG Kerk en die Hervormde Kerk. En ek weet my pa, ek weet nie hoekom nie, wat was verkeerd met die Hervormde Kerk nie, maar my pa het net gesê, jy kom nie eendag met 'n hervormer hier by my aan nie. Hoekom? Ek weet nie wat was hulle moeilikheid nie. Die eerste keer wat ek vir hom ontmoet het ook, was dit ook, as jy, wat se kerk is jy? Dit is 'n NG, sê ek wou dan vir tog. Jy sal dan qualify, nee. Dit is amper soos die joiners en die bittereinders. Dis net so iets. Jy mag nie met 'n joiner se dogter of se seun getrou het nie. So ietsie. Maar in my laerskool was ek in 'n plekkie met die naam van Roosapie. Dit is op pad na Salisbury se kant toe. Okay, ek is nou nog steeds op die ou name, nê. Dis reg. Alles het nou nuwe name gekry. En toe staan dit 5. Toe ons het nog van standaards gepraat. Staan dit 5. Toe gaan ek na Botashof toe. Dit was so uit Salisbury uit. Ook so halwe plaas op 'n plaas, maar 'n groot skool gewees. Ons was 'n laerskool en hoërskool, alles was nou te mekaar, sal ek maar sê. So ek meen, as ek dit nou in honderde moet sit, seker 300 of 400 kinders, ek weet nie, dalk sê ek nou te veel. Maar dis van graad, van die kleintjies. En daai het hulle genoem, was ook hierdie kinders wat weggooi kinders was. Hulle het ook daar gebly. Wat het hulle het hulle inrigting kinders genoem. Daar was 'n paar regte weeskinders, maar baie was kinders wat die ouers nie na hulle kon kyk of so, dan het hulle ook daar in daai koshuise saam met ons almal gebly. Hulle was nie apart van ons het ook nie gedink hulle is anderster as ons nie. Is maar net wat swaar was, is net as ons nou huis toe gaan vir naweke, dan onthou daai tyd ook, het jy nie elke naweek huis toe gegaan, jy het dalk elke 3de naweek. En kyk, ons goed is ook ingedeel, nie soos hierso in kwartale, ons was termyne. So ons het 3 termyne gehad. Soos daai kinders nie na iemand toe gegaan het hulle dood eenvoudig daar gebly in die koshuis. So dit was vir hulle swaar. Ek dink vir hulle was dit baie erg geweest. Nou dat ek 'n groot mens is en ek kyk terug, dan dink ek dit was seker nie 'n lekker lewe nie, want ek weet 'n onderwyser is maar 'n onderwyser. Hulle was nie meer sagter met daai kinders of
gawer met hulle of so nie, maar ons het met hulle gespeel. Ons was de mekaar. Ons kinders het mos nie daai stigma aan mekaar nie. Kan jy nog dan name onthou van kinders wat daai tyd daar was? Sienende dat miskien kyk iemand hierna en herken jou om te sê, "Jessie, dis nou al soveel jare terug." Weet jy, ek weet daar was 'n meisie, sy was ouer as ek. Haar naam was Florie Thompson. Haar onthou ek goed. En daar was 'n ander girl, Wilhelmina, baie mooi kind, goed met atletiek. Florie ook, goed met atletiek gewees en alles. Maar weet jy, ek kan nie hulle onthou. Ek weet daar was 'n ou klein seentjie. Hulle het hom genoem Spyker, ek dink. Maar hy was klein. Ons was nou groot. Ja, maar hy was nie in die skool nie. Toe sy al daar in daai skool gesit, wat sonder ouers. So al kyk as ons ouers nou kom kuier en so aan, dan is daai seentjie altyd by so 'n klein dingetjie. Dan onthou daai tyd as my pa nou vir my nou 'n geldjie gee, sê nou maar daai tyd was baie geld, half kroon, net 2 en 6, né? 25 sent. Dan Spyker ook daar, so dan kry hy ook sy geldjie. Ek dink hulle het hom Spyker genoem. Nou kan ek Maar het my al vertel van ja, maar Agadiba dink jy, ek weet nie wat het van hom. Kyk, is amper soos die Ethiopiërs wat so maar is, wat nou duimspykers is. Ja, maar Spyker was platter as 'n duimspyker, hoor. Hy was net so 'n dun kind, Ja. klein seentjie gewees. So hy het ons nooit het ons gedink, man gaan weg hierson nie. Want hy was deel van al die mense, het vir hom ingevat daar as ons ouers daar is. So, maar so het ons toe skool gegaan daar, ek was dan net 5, en toe ek moes nou kom uit 'n Engelse skool uit. En kyk op daai Rosapi skool, het hulle mos nog elke oggend daai God Save the Queen ook omtrent gesing. Ja, Ja. en ons arme Afrikaanse kinders mag nie Afrikaans met mekaar gepraat het nie. You don't speak that Dutch language here in the school. So, ons was baie goed met Engels. Maar ons het Afrikaans gepraat as die onderwysers nie by was nie, maar ons mag nie Afrikaans gepraat het daarso nie op die skool nie. Ja. Ja, hulle was baie streng daarmee. Met ander woorde, toe jy sal nooit gesê het met my ek nie 'n aksent gehad van Afrikaans nie. Ek het toe ek in Bottershof nou kom, toe's daar nou baie Afrikaanse kinders, maar ons het alles was in Engels. Geskiedenis en Adrieskunde, alles was in Engels gewees. So maar my Engels was goed. Ons baie keer vir daai onderwysers wat hier van Suid-Afrika afgekom gesê, nee meneer, so, nie so nie. Say it like this, nou jy weet nie Ja. soos Jou ouers, is hulle ook daar gebore gewees? My ouers is hier in Suid-Afrika gebore. Maar hulle het hier van Britse wêreld afgekom. Maar dit is my paale het Rhodesia toe getrek toe my pa omtrent 16 was. Nou my pa is in 1920 gebore en my ma is 1926 gebore. So my pa was 'n jong ouetjie, maar sy pa is ook vroeg in sy lewe dood. Ek dink my pa was maar 18 toe sy pa dood is. Maar sy paale het weer, heerlikheid, ek ken nie daai geskiedenis so goed, hier van Albanië, waarever Albanië is. Ek dink dit is daarso, miskien weet jy beter, is in die Oos-Kaap ergens. Daai tyd, ek weet nie of dit my pa het ook probeer praat soos rinderpes of ek weet nie wat, toe trek hulle weg en baie diere verloor. Toe hulle al noord gegaan en toe uiteindelik nou daar geland in Rhodesia. Nou daar het hulle gestop en my pa het my ma ook kom haal hier in Brits. Toe hy was al reeds as 'n jong man in Rhodesia, toe by my ma nog hierso. Ek weet nie, ek dink hulle het ook mekaar geken van skooltyd of van jong tyd af. Toe hy my ma hier kom haal getrou en ook soontoe gegaan. Maar my ouma hulle toe my ma se ma het ook soontoe getrek. My ma was weer 'n kotse gewees. En my pa natuurlik 'n Du Plessis. So toe hulle almal na daai plek waar ons gebly het. Ons dorpie se naam was Otzi. O-D-Z-I. Dit was weer tussen Omtali. Otzi. Ja, Otzi. Dis nog wel 'n besonderse naam. Ja, die swartes het gepraat Otzi. Ek weet nie hoekom het ons wit mense gesê Otzi nie, en nie ook o nie, nie o gebruik nie. Want anders klink dit soos 'n o, maar dit is nie 'n o nie, dit was 'n Otzi gewees. So daar het my pa al die tyd gebly en nou ek en Norman, kyk toe ek nou matriek klaar gemaak het daarso. Toe kom ek onderwyskollege toe, NKP in Pretoria. En Norman het toe al 'n jaar of wat. Nou wie's Norman? Norman is my man. Hy's nou dood. Ek gaan nie praat van oorlede man nie. Hy's my man gewees. Nou hy's 3 jaar ouer as ek, maar hy het hier in Mafeking skool gegaan. Hulle het hier gebly op hierdie plaas. Maar dit het nou nie hierdie huis en goed gewees nie. Dit was
weet jy daai tydse tipe'n huisie. plaashuis. 'n Ja, klein plaashuis. plaashuisie. Want kyk, Norman hulle is 8 kinders gewees. 6 seuns en 2 meisies. Nou, jy weet hoe die ou mense gemaak, amper kan jy sê aangebou, en aangebou. Naderhand is die gang, hoe kan ek sê, gang en die vensters maak naderhand in die gang oop. Jy weet, so ou huisie was hy gewees. En kyk, sy oupa het ook hier gebly, oupa Andries, saam met die paale nog, en die ouma Granny, my skoonma was eintlik ook 'n Engelse dame, waarvan was Fielding gewees. Nou ouma Granny, soos ons haar genoem het, was 'n ou vroukie. Hulle was ook ryk mense gewees wat ook maar toe te lekker gelewe het en toe ook maar net hulle self verarm het, want ek wil my amper verstout om te sê dat hulle was daai tyd saam met die Oppenheimers daar in Botswana. Ding is maar daar het hulle 'n fight opgetel en toe sê hy vat dit en steek dit en ek is weg en nou ja, hier sit ons nou en sukkel en hulle sit met hulle gatte in die botte. Ja. Whatever. So, maar Norman hulle toe al die tyd hierso gebly. Deesdae met 'n ou net sê jy sit vandag met die gat in jou margarine, want mense ken mos nie meer botter nie. Maar ek het nog botter. Ja, maar in elk geval, weet jy, ek en Norman mekaar daar op die onderwyskollege ontmoet. So dit was 1966 wat ons mekaar ontmoet het, Junie maand. Toe raak ons nou gekuis, né? Die ou kuisring gekry. Nou en so het ons nou al die tyd was ons Nooi en Karel ons 3 jaar van daarso gewees. En toe is ons klaar die einde van 68. Is ons klaar daarso en 69 April toe trou ons. Nou en toe is Norman natuurlik nou in die onderwys. Hy het in Wolmaranstad 'n pos gehad en ek het nou nie 'n pos gehad nie, want kyk, die onderwys het so gewerk, my pa het vir my betaal. So dan skil die onderwys my moes nou nie 'n pos nie. Maar Norman het met 'n lening vir wat noem jy dit? Is dit 'n lening? Studielening. 'n Studielening gestudeer, so hulle moes vir hom 'n pos gee. Toe kry hy nou 'n pos op Wolmaranstad. Nou goed, toe trou ons daai April en nou ja, ek het nou nie 'n pos, hy het 'n pos. Nou, ons het daar in 'n Vredestraat something gebly. En so hy is geen meubels nie. Ons het sommer net so 'n klein matras op die bed gehad. My spieël was my vanity case se spieël. Niks nie, niks. Maar was dit nie ge-worry, niks het jou geplan nie. Jy het mekaar gehad, dit was al wat getel. Ja. En 'n volla en ek het R127 gekry, was my eerste. Nee, sy cheque was R127 en ek het toe net daai 1 kwartaal toe vra daai hoof vir my, sal ek nie kom skool hou want die juffrou is op lang verlof, op siek verlof, ek weet nie wat studieverlof of wat. Nou toe sê ek maar ek is eintlik 'n senior primêr kandidaat en nie 'n hoërskool, maar toe sit hierdie standaard 6 aanpassingsklas en 6E kindertjies. So as hulle kan baie mooi onthou wat jy gister gesê het, dan gaan hulle na die D-klas toe. Jy weet daai tipe van kinders. Sê ek okay, nee, ek sal skool hou. Toe kry ek nou R120. En dit was baie geld. Was regtig. Ons het ons groceries gekoop, ons huur betaal. Dit is ons het nie vir my skoonmense kom kuier. Hulle het nie gesê het julle petrol geld nie. Niks nie. Ons het net ons was okay. Ons het lekker gelewe. Op daai bietjie geld wat ons daai tyd gekry het. Liefde was seker die grootste. Ek onthou toe ons in daai vernoemde skool kom. Nou sit man sit daai kant, vroue sit daai kant. Ek kyk vir hom en so ek sê ek sit by jou. Maar hy sê nee, jy kan nie by my sit, jy moet daar. Ek sê ek sit net hier by jou. Klaar. Ek sit nie by daai vrouens, ek sit nie by jou. En op die einde van die dag toe sit mans en vrouens te mekaar. Ja. Want ek meen, wat se gemans en vrouens so is. So jy het jou voet neergesit en gesê. Ek het net my voet neergesit. Ek gaan nie by daai skoolvrouens sit nie. Ek ken hulle nie. Ja. Ek ken skaars vir jou, ek sit net hier waar ek sit. Nou ja, en dit was toe my pa het baie grond gehad in Rhodesia. Toe sê hy vir Norman, as jy wil boer, dan ek sê jou leer tabakboer. Want dis nou my pa was 'n tabakboer. Kyk, Rhodesia was eintlik bekend vir tabakboerdery. Ja, vir tabakboerdery. En toe sê Norman nie, hy wil gaan. Jesus, ek kon nie wag om uit hierdie land uit net terug te gaan na my mense toe nie. Was vir my so lekker want dit was gawe, my skoonmense, almal was gawe mense, maar is nie my mense gewees, my mense was daarso gewees. En daar het ons toe vir omtrent 6 jaar saam geboer daar. Ek kan sê bietjie korter daar, want kyk Corneille was omtrent 5 jaar toe ons daar uit die land uit teruggekom het hiernatoe. Toe sy pa dood. En toe kan hy nou die plaas uit die boedel uit terugkoop. Want die ander boeties, hulle wou nie, hulle was nie boere nie. Maar
toe kom Norman. Nou net vir die kyker, Corneille is nou Rolien se man. Ja. En hoeveel kinders het jy gehad? Ek het 3. Corneille is my oudste kind en dan Gerard wat in Botswana bly en my dogter is Jolanda wat in Bloemfontein bly. Okay. So die 3 kindertjies, maar hulle was baie vinnig op mekaar. Jy weet, soos ek sê, ek kan sê 3,5 jaar. Dis voor televisie. Dis voor televisie en ons het nie op ons talente gesit nie. Ja, want ek dink televisie het in 1976 uitgekom. Ja. Ja. Maar daar ek het by daar by my binnekant is so 3 skilderytjie goed. Nie eintlik is pastel tekeninge. Kom hier aan 'n man, hy sê vir my, "These your children?" Ek sê vir hom, "Ja." Hy sê nou, "When were they born?" En ek sê, "This one is 1970, this one is in 71 and that one is in 73." Hy kyk my sê nou, "What happened in 72?" Sê ek nou, "I took a smoke break in 72." So, my kinders is naby mekaar gebore, maar dit is daai tyd erg, maar agterna as hulle groot is dit lekker en ek beskou myself nog as jonk, saam met my kinders. Kleinkinders, hoeveel? My kleinkinders is nou, Rolien is my skoondogter wat nou met Corneille getroud is. Jy moet my nou help, Bianca, hulle 2 kinders, Bianca en Petrus. Bianca is nou 28 geword. Ja. En Petrus word nou 26. Ja. En ek word hierdie jaar in Junie 'n ouma grootjie. Kan jy glo? Ja, dan sit Petrus hulle sy eerste kleintjie en dan Corneille, Gerard het 2 seuns, Norman ook, soos my man se Norman, 99 gebore en Heinrich is in 2000 gebore en dan my dogter het net een seentjie, William, wat in 2011 gebore is. So jy's nogal goed Ja. met datums onthou, né? Ja, ek moet, want as jy ouma is, dan is dit belangrik om te weet wat met jou kleinkinders in hulle lewetjie aangaan. Ja. So dit is soos hulle gebore is. So ek het 5 kleinkinders. So hierdie plaas, né, wanneer het julle toe nou hierdie plaas gekry en wat is hierdie plaas se naam? Hierdie plaas se naam is Ferndale. Ek weet nou nie van die ferns nie, of dit dalk in die randjies het hulle gesê was daar baie hierdie klein Dis tipe 'n bergvaring. bergvarentjies en goed gewees in die kyk, dit was mos myne. Dis soos baie Engelse name hierdie plase. Kyk, daar waar flip hulle is mos Goldridge in Spanover in Shaftesbury. Nottingham. Ja, Nottingham. Dit is Alles is Engelse van daai tyd se Engelse mense seker wat dit goed so gegee het. Ja. Maar ons het hierso geland, deur die grens actually gekom. 1970, sorry my Engels, maar dit klink net sê dit makliker. 1975. Op Dingansdag, 16de Desember, het ons deur daai grens gegaan. En toe het ons hier op hierdie plaas geland. Toe het ons hierso op die ou plaashuis gebly ten minste 10 jaar. In hierdie huis het ons hierso in 1984, 85 het ons hierdie huis gebou. Bestaan die ou plaashuis nog? Nee, hy's begrawe onder die fondasie. Nee, want kyk, die store het mos nou klaar hier gestaan. So ons moes nou hierso die huis moes maar hier gebly. Hierdie boom is ou bome wat hier gestaan het. En toe weet ons, alright, nou kan ons nie nader hierdie kant kom nie. Want dan moet ons die bome uithaal. Ons wou nie die bome uithaal nie. Toe stop ons nou hierso so en agter ook tot daar waar ons gestop het, anders was ons weer in die store ingegaan. Hoe groot is hierdie plaas? Hoeveel hektar? Rolien? Ferndale. Ja. Nee, frek. Ja, ek het ook geen klem. Ek gaan lieg as ek nou ietsie vir jou sê. Okay, dis 'n eksamenvraag. Hy tel 10 Ja, punte. die mans weet mos als van hierdie hektare Ja. en al die goeder. So, maar ek kan nou nie vir jou sê. Maar baie dankie vir die lekker ontbyt vanoggend. Dit was nou Ag, eers dit was 'n groot. lanklaas krummelpap geëet en Ja, nee. dit was nou besonder geweest. Ek is bly. Ek is baie bly dat julle hier gewees het en dat wat die werkie wat julle nou kom doen het ook. Ek dink is belangrik vir ons omgewing om meer van ons eie omgewing te weet. Want soveel mense ry hier verby Ja. en hulle weet nie wat se wonderlike boere mense Ja. bly in hierdie omgewing nie. Net so. Ja. Want daai afdraaipad nê, Ja. vat jou na 'n avontuur toe Ja. nê wat jy nie kan besef Ja, nie. ja. Want as jy vat daarso is die ou die begrafplaas waar Norman ook nou lê. Maar daar's ou mense, sy oupa
En daai granny ouma, hulle lê almal daar, en van sy tannies en goed, lê ook daar. En as daar sy pa lê daar, ja, sy pa en sy ma is daarso, en twee van sy broers lê ook daarso. En dan 'n ou oom en tannie, hulle het op 'n stadium opgeëindig in Kanada, en hulle as is ook daar begrawe. Die oompie het sy tannie die vrou se as kom begrawe hierso, en toe hy dood is, toe sy seun weer gekom. Dis nou Norman se neefies, en dit ook daar begrawe. Maar hulle is almal dood intussen tyd. So het hulle op hierdie plaas gebly? Of wat is die verbintenis tussen hulle en die plaas? Dit was funny geweest, nee. Kyk, Norman is dan nou al hierdie goed geweet het. Want kyk, Norman hulle, die oupa Andries hulle, daar waar, Mooifontein, nee, daar waar daai hospitaal. Ja, daar waar jy afgaan na Itsosent. Daar by Itsosentpad, daai Mooifontein, dit is waar hulle gebly het. Toe koop die regering daai tyd vir hulle uit daar, en sit hulle hiernatoe. Al daai, bloekombome, wat hulle daar geplant het, het hulle nogal vir my oupa Andries hulle uitbetaal. Nou ja, toe het my skoonpa, my skoonma, oupa Andries en sy ou vrou het ook toe nog gelewe. Hulle toe hierso gebly, hier op begin om te boer. En so dit net gegaan nou tot nou toe. Nou ja, nou is Norman, is nou nie meer hierso nie, en kyk wat nou hier gebeur het, ons het moes actually die plaas nou verkoop aan die myn. Want die myn het gesê, hulle gaan 'n groot compound en goed daarso oprig, maar nou ek het die opsie, ek kan hom hierso bly tot wanneer ek nie meer hier wil bly. So die plaas is nie meer in julle besit nie, julle het nou nog hier reg hierso. Ons hier, ons hier alles, dit gaan net aan soos... Dis eintlik verskriklik hartseer, want ek meen, dit is hartseer. Nee, die sentimentele waarde van, weet, almal wat hier groot geword het. Hoeveel jaar is julle nou al hier op die plaas? Jo, dan maak jy nou die som. 75. Van 75 af is ek hier so op die plaas. So tot nou toe, dis al wat 51 years. Ja. En as 'n mens nou ook dink, nee, julle het nou hierdie bome gered, om daai tyd nie hulle uit te haal, omdat julle hier gebou het nie. Nou kom die myn, hy voel niks, hy haal hom uit, hulle soek net die myn goud. voel niks. Ja. Hulle het ook gesê, kyk, hulle is nou op die oomblik nog besig om te prospekteer. So gestel nou hier loop nou 'n area onder deur die huis, dan maak hulle hom plat. Ja. Dis hoekom toe Norman verkoop het hierso, toe daai grafplaas is groter as dit wat dit nou is, 'n servitiet uitgehou daar. So hulle mag nie aan die begrafplaas raak nie. Ek voel is 100% reg dat hulle dit nie mag doen nie. Dit is 'n servitiet geregistreer. Ja. Dat daai soos die boeties en moet bewaar word, ja. Wat daarso wil kom lê, hulle kan maar kom. Ja. Jy weet, dit is reg so. So want ek sal seker ook maar eendag daarso lê. Ek weet nie waar gaan ek bly, of ek nog, as ek hier bly, gou nou doodgaan, dan gaan ek daarna toe. Maar sal maar sien. Niemand weet waarheen lei die lewe. Ja, snaaks nie, ek staan eendag by 'n graf, en op die graf staan daar so, hier waar jy nou staan, het ek gestaan. Hier waar ek nou lê, gaan jy ook eendag lê. Gaan jy ook lê, ja. En dit is tog iets nie wat my dikwels nou die laaste ruk, ja. Jy weet, wonder soos by generaal Pomeroy Colley, die Britse generaal wat by Majuba doodgeskiet is. Hy is begrawe op 'n plek met die naam van Mount Prospect. En op sy grafsteen staan daar Beyond the Veil, Beyond the Veil. Nou almal van ons, baie van ons is Christene. Ons lees die Bybel. Jy weet, nou is die storie van die hel is daar, en weet, as jy nie jou lewe reg lewe nie, gaan jy hel toe. Maar as jou lewe reg is, gaan jy hemel toe. Maar weet ons werklik die dag as ons laaste asem uitblaas, wat gebeur daarna? Want ek meen, ons almal kyk televisie. Nou kyk jy na hierdie goed wat in Egipte is, die piramides, die mammies, hoe oud is hulle? En jy sien, maar dit is eintlik net 'n stuk as wat daar lê. Nou weet ons gaan seker 'n gedaanteverwisseling, jy weet, om dan nou in die hemel te wees. Ja. Gaan ons geliefdes weer sien. Ja, ek meen, dis alles goed. Sien maar, jy trou nou weer. Wie's nou jou man? Die een wat dood is of die een wat nou lewe? Ja. As hy nou ook doodgaan, wat doen jy daarbo? Verklei jy ja, of in 'n oorlog, weet jou hele liggaam is uitmekaar uitgeskiet en ja, nee, mens, ek weet nie. Maar grafte is baie interessant. Ja, baie. Jy weet, as jy deur 'n ou kerk loop,
kerkhof loop en jy kyk na wat staan op die grafte Ja. en die goed. Ja. Sê vir my as jy nou so terugkyk na jou lewe, net toe jy nou hier ingetrek het, was daar tye, daar moet wees, dat jy gedink het, Jesus, weet jy wat, met die hitte en die droogte en die goed wat gebeur, nee, moet ons nie maar oppak en gaan nie. Was daar regtig Ja, 'n daar- groot krisis of krisisse Daar was- wat jy kan onthou? Ja, daar was baie keer kwai droogtes gewees. Ek onthou 1 jaar het Norman vir my gesê, my vrou, ons gaan nie hierdie jaar maak nie. Hy sê ek sal moet onder 'n brug gaan bly want ons gaan dit nie maak nie. Toe sê ek gee nie om waar die hel jy heen gaan nie. Daai brug moet net groot genoeg wees want ek en hierdie 3 kinders gaan ook onder daai brug bly. So dat ek nooit die gedagte gehad ek gaan terug na my maale toe of ek gaan dit nie. Waar hy gaan, daar gaan ek. So of dit onder 'n brug is of bo op 'n brug of in 'n shack, daar gaan ek ook saam met hom wees. En dis dit. Ons het 'n baie goeie lewe gehad. Saam sakke sout opgeëet. Ja, saam sakke sout opgeëet. Kyk, Norman was meer die stil een en ek is meer die jabbity jab een, hè. Maar dis hoekom ek swaar kry nou om nie Ja, want jy daar's het nou niemand om niemand mee te praat nie. Ja. Dit is die ding. So ek sê ek soek nie 'n man vir 'n man nie. Ek soek net iemand om mee te praat. Ja, jy soek 'n vriend. Ek soek 'n pel om mee te praat om Ja. dit en dat mee te doen, maar dit mis ek nou van hom ook. Ek meen hy het nie lekker gehad voor hy dood is nie, want hy het seker 2,5 jaar wat hy regtig siek was en baie in die hospitaal en bloedtoetse en ag nee, wat weet jy, dit was ook nie 'n lewe nie. Maar jy het nou vanoggend iets baie interessant vertel van, en ek dink by baie van ons kykers is dit so, hierdie verdomde COVID wat hulle van gepraat het, Ja. moet jy die inspuiting vat, moet jy nie die inspuiting vat nie. En baie mense was gewaarsku gewees om dit nie te doen nie. Ja. En as 'n mens nou terugkyk na die nuusmediums en die goed wat daar gaan, was dit alles eintlik 'n hele korrupte spul nonsens gewees. En hy het toe nou gegaan, hy het die inspuiting gaan vat en net na dit, hy was 'n gesonde Hy was man gewees. gesond en hy het 'n baie gesonder leefwyse as ek gehad. Byvoorbeeld soos om te sê suikers. Norman het nie 'n suiker op sy pap geëet nie. Hy het nie suiker in sy tee of sy koffie gedrink nie. Hy was ook nie mal oor sweets nie. Hy sal vrugte, hy was mal oor vrugte. Yoghurt, tonne yoghurt geëet en al sulke goed waar jy sien mos hoe ek like die lekker goed. Ons almal like. Ja, dis so goed. Ek hou van kos en al daai goed. Ja, die lewe is Maar bitter Norman genoeg. het basies, ek kan jou sê 3 weke na daai vervloekste inspuiting het hy sommer 'n knop uitgeslaan. Ek kan nie onthou, hier by sy kop. Hier in sy wang het so gestaan, hier in sy nek. Toe het hy gegaan na die dokter toe, sê dokter, nee Norman, daar is sommer 'n goedaardige pseudonoom of ek dink agter sy oog, sou weggaan. Dit het weggegaan. Maar Norman het aanhou siek wees. Dan sit dit. Het alhou slegter gegaan. Dan sit dit tot hulle nou daai toets gedoen, daai biopsie gedoen het. En toe sien hulle my beenmergkanker. Nou waar te hel het hy dit gekry? Ek weet nie. Moet van die inspuiting wees. Ek sê dis die inspuiting. Nou Ja. die dokters en goed sal sê ag, jy weet. Want kyk, ek moes ook die inspuiting kry, want toe moet ek gaan vir 'n heupvervanging. In 2021. Toe sê daai dokter vir my, maar ek kan jou nie in die hospitaal vat as jy nie die inspuiting kry nie. Nou ek is spyt vandag, ek het nie gelieg nie. En gesê want toe moet ek 2 kry. Toe Norman het daai Johnson een gekry en ek het die Pfizer gekry. Want toe sê hy vat net die een, want hy wil nie dors toe gaan om nog een te kry nie. Hy gaan net die een vat. Nou toe het hy dit gevat en ek moes toe ek nou my heupvervanging moet kry. Toe sê die dokter jy moet gaan vir die inspuiting, anders kan jy nie hospitaal toe. Toe het hulle my verplig om dit te doen. Het jy dit toe gevat? Ek het dit gevat, ja. Ja. Ongelukkig. Enige neeweffekte en Ek het tot niks nou toe? neeweffekte nie. Hoeveel jaar terug is dit nou? 21. 21. Wow. 21. Ja. So, nee, ek het niks miskien omdat ek klaar ongesond geleef het. Dit my nie so affekteer, ek weet nie, maar ek het Pfizer gehad en Ja. Norman het mos daai Johnson gehad. Ja. So en of dit 'n vrot was, want daai simpel mense wat dit gespuit het, nê. Hulle haal daai goed daar uit daai koue houer uit. Nê. Wil jy my sê 5 uur is hulle Chila. Daai ding gaan na 'n koue ding toe. Daai goed was Ja. dalk vrot geweest, vir al Dis wat 'n ek groot weet. klug. 'n klug geweest. Maar hulle moet een ding onthou, nê. Ja.
dat hulle nie hiermee gaan wegkom nie, dat hulle eendag daar voor die toring gaan staan en gaan sê, nee, julle was bewus gewees van die onreg wat julle besig is om te doen, om die aardse bevolking minder te maak, Ja. om hierdie mense te vermoor daarmee, om hulle te laat glo daar is 'n virus. En kyk as jy vat oor see, daai Italiaanse klein dorpies, wat die hele dorp Ja, uitgesterf het, ja. as gevolg van hierdie verdomde inspuitings. Nee, dit was 'n verkeerde ding, maar ek meen nou wat ek die gelag betaal. Nou sit ek sonder my man, Ja. wat 'n gesonde mens was. Ons kon saam oud geword het. Ja. Dis wat my dit donder maak. Ek is sommer kwaad, jy moet dit nou stop hierdie Nee, nee, Ek is so dit bly net so. Jesus nee, ek kan so Nee, wat word jy is so nie die kwaad enigste daar. persoon Dis wat 'n iets geliefde verloor het Ja, as gevolg van dit. Ja. Ja. En ander mense is net dood eenvoudig sieklik. Want En- waar ek laat my nie vertel vandag, hierdie atlete wat sommer hardloop, onthou hulle lyk nie soos ek, hulle is fiks. Ja, Maar hulle hardloop en slaat hulle dood neer. ja, Nou hoe nou? Ja, van sommerlet. ja. Van 'n hartaanval. Excuse me. As jy so oefen is jou hart Ja, seker. maar nou moet 'n mens ook in gedagte neem, nê. Ja. Ek meen hierdie ouens wat gym toe gaan Yes. om nou daai verskriklike Rambo spiere te kry, spuit hulle hormone in en al en daai- hulle spuit ander goed, nê, wat abnormaal is. Ja, en wat ook sleg is vir Toe jy nou vanoggend nou vir ons daai lekker ontbyt maak met die Ja. krummelpap en die eiers en die goed. Ja. Toe die ou mense, toe ons nou eers begin leer van cholesterol. Ja. Nee, jy moet nou nie 'n eier eet nie. Jy moet nou nie dit eet nie. Ja. Ek meen die ou mense het 5 eiers geëet saam met pap. Op Gezonde hulle pap het mense. hulle nie room of is room ook ja, Ja. maar dit daai beesvet so Ja. oor hulle pap En gevat. karringmelk. En my en, oupa Andries het in die 90 geword en ouma Granny was in haar 90 Ja. wat oud geword en hy het hompe vet vleis saam met sy pap en sy goed geëet. Ja. En hy was 'n groot man. My skoonpa is nog voor my oupa Andries dood. Want hy het hier in sy 60's toe hy dood. Norman se pa. So hy het nie eers so oud soos oupa Andries was. Oupa Andries was 'n groot sterk mens gewees. So, Die boerdery wat julle hier behartig het, was dit saai boerdery en beesboerdery? en bees, Ja. saai en bees. Ja. Toe ons uit Rhodesia kom, toe moes ons nou alles daar los natuurlik. Daar het alles ook tot nie keer gegaan. Norman het Ja, daar kyk. 'n plaas bygekoop en daai goed moes ons so gelos het dan ons moes staatseffekte of something gekoop het vir ons geld moes daar gelos het of whatever. Dan stuur hulle vir jou 'n cheque, dan bounce die cheque hierdie kant. So ons het baie geld verloor. Ons het hier weer van onder af begin. Hard gewerk. Norman, moet ek vir jou sê, hy was 'n baie harde werker. En hy het nooit gesit nie. Dit het my op 'n tydjie geïrriteer. Hy het altyd gesoek wat kan hy nou doen. Saterdag dan pak hy sy workshop reg. Hy was 'n besige mens, Ja. altyd besig gewees. Kyk, So. my ma het ook altyd 'n gesegde gehad. Sy het nog nooit gehoor van 'n ou wat hom dood gewerk het nie, maar wel dood gevreet het. Ja, En dit is net so. ja. Ek meen en Ja. ek het met oom Flip hulle ook gepraat en ek haal altyd oom Piet Botha se woorde op. God gee die melk, maar jy moet die emmer gee. Ja, Om so 'n boerdery aan die gang te Ja, hou. ja. Nee, met veral met melk. ja, Nee, daai melk eet daai dorre gras ja. en hy gee vir jou die witste melk. Melk en die romerigste melk. En die romerigste Ja, melk en ja, daarvan maak jy kaas en botter en al so goed. Maar daai bees kan hom nie self melk nie. Nee. Jy moet 'n emmer vat en jy moet hom gaan melk. Ja. En dit is natuurlik nou Ja. as ek nou dink wat so tipe persoon Norman nou was. Ja. Jy weet jy was besig geweest want Ja. jy weet as jy agter die beeste kyk, Ja. gaan jy op die uiteinde baat finansiëel Ja. en En dit was sy trots, sy beeste was Sy- absoluut ja. sy en ek sy- meen ek kyk nou na Rolien se man ook Corneille. ja. Hy gaan nou vir my met die volgende keer 'n onderhoud gee. En dan gaan hy alleen sit, né? Dan gaan hy alleen sit. En ek meen as ek nou kyk na hulle Ja. grond en die ongelooflike Ja. wildsbokke en die goed wat daar is En in so die mooi dam plaas daai, ja. en die pragtige plek wat hulle het daarso. Ja. Niemand het dit vir hulle gegee nie. Hulle het gaan werk daarvoor. Ja, nee. En dit is in ons boerevolk, as jy iets wil hê, sal jy daarvoor moet werk. Ja, jy weet daai En- tyd, ekskuus ek val jou in die Dis rede. reg. Het Norman met 5, want ons het daar in Rhodesia begin met Siementaler om 'n stoetery, weet te hê. En hy mag net 5 Siementaler koeie deurgebring het hiernatoe. Toe kom daai koeie hier by Mafeking, het hulle deur die grens gekom, toe moet hulle al die pad daar na daai Atlas
was so 'n kwarantynestasie, daar by die lughawe, by Jan Smuts lughawe. Daar moes die koeie nou gestaan het vir 3 maande of 6 maande, ek kan nie onthou. Hulle het meteen almal hulle kallertjies wat hulle geaborteer het, jy weet so, ons het weer die dooie markkoeie basies teruggekry hierso. Ai. En hier het ons weer begin om met ons Simmentaler. Toe het ons 'n Simmentaler stoet gehad, op 'n stadium, en ons het 'n, wat is daai breinbeeste Rolentjie? Die branch is, Nee, nee. maak nie saak. Maar toe het ons 2 stoeterye hier gehad, en toe het Norman weer daai breinbeeste weer gelos. Gaan ons aan met daai, en toe later het dit moes die Simbras het ons ook gehad. Maar julle is in 96 getroud. Jy en Corneille. Ja, Nou 97, toe verkoop Norman sy stoet. Toe het ons het baie beeste verkoop, maar ons het die stoetbeeste kommersieel gemaak. Nie meer geregistreerde beeste gewees nie. En so het ons toe nou aangegaan met die beeste. Tot nou toe is hier nog van Norman se beeste wat hier loop. En ja, dit is nou nie vir die TV nie, maar ek meen, hulle het nou by ons nou geslaag 5 van ons beeste. Wat hulle gesteel het en geslag het. Ja. Maar ek hoor dis 'n epidemie in hierdie Hulle het gebied. nou in hierdie afgelope week nog een van ons koeie geslag. Hulle het al, dit is nou die 4de koeie, en by Corneille het hulle bul geslag. Yes. Sommige net om te vreet oor ons is honger. Ek meen waar. En hierdie SASSA mense wat elke maand nou kry hulle SASSA geld, nou kry hierdie enterprising women seker die gedagte, as ons 'n groot pot stew kan maak, dan kan ons geld maak, dan steel hulle ons goed en vreet dit op. Dis nie half eet nie, vreet dit op. Ek is kwaad man. Want ek meen dit is, as ek my beeste wil weggee, dan gee ek dit van my kerk weg. Ja. Of vir wie ever. Hulle hoef nie te kom steel. En wat jou kwaadste maak, is die manier wat hulle Daai arme bees vermink. wat Ja. kap sy hakskeen of wat Ja, dat hy nie kan loop nie. en dan kap hulle dood. Ja. Nee man. Nee, en daai Simmentalers is sulke lovable goed. Jy weet, hulle is maak. Ja. Kom hulle so maklik doodmaak. Hoorie, maar ek het ook nou met skok verneem, nê, hoe baie grondeise hier in hierdie gebied Ja, was. ja. Ek wil nou nie in detail ingaan nie. Nee, maar ek wil ook net sê, daai onregverdigheid sal nie verbygaan nie. Nee. Die wat dit gepleeg het, gaan daarby boet, Ja. verseker, soos ons vandag hierso sit. Ja, want ek weet nie waarby kom daai grondeise, want jy weet sover as jou gedagte kan teruggaan, Ja. was dit mens grond hierdie. Ja, So ek meen, kyk in Rhodesia, ons het teruggegaan omtrent 1990 se kant, 1991 daai kant. Toe is ons terug, my dogter was matriek geweest. Nou okay, Landie, nou sê ek die tyd verkeerd. Sy en ek is saam, Nou ons wat is is- in 91. 91, dan was dit 91. Toe gaan ek en Corneille en Gerard en my ma en my pa. Norman het gesê hy sal na Jolanda kyk. Toe gaan ons terug. Nou Norman was nog saam met ons terug op ons plaas. Dit was bietjie voor 91. Toe's daai plaashuis van ons. Jy wil nie weet nie, 'n mirasie. Die lemoenboord was niks nie. Dit was niks, niks. Hier's meer gras daar as wat daar was. Die skure was afgebreek. Alles was niks, verwoes. En dit was, ek meen, jy weet, daar was baie ryk mense daarso. My pa homself het genoeg geld gehad. Ek het nie swaar groot geword. Klink nou of ek braggerig is, maar ek meen, ek het nie geweet van. maar hulle het gewerk vir dit. Ja, baie hard gewerk. My Ja, pa was 'n harde werker. Dan mag jy mos nou jou geld geniet. Ja, en ek meen, Suid-Afrika, sorry om vir Suid-Afrika dit te sê, maar hulle was agterlik. Want ons het in daar so waar ons bly, 1949 het die plaasmense al elektrisiteit gehad. Toe ek in 1975 op hierdie plaas kom, was hier nog nie eens elektrisiteit nie. Ons het 1984 eers elektrisiteit gekry. Ek meen, hoeveel 100 jaar is dit laer, Rhodesia? Ons het nog die daarvan af gekom met 'n televisie. Toe is hier nog nie eens TV gewees nie. En vandag kry omtrent feitelik almal gratis Ja, elektrisiteit en as jy nou- nie soveel verdien. Nou daai spul hooligans in Rhodesia die plek afgebreek. Dit is, kyk hoe lyk dit. Omdat daar nie blanke mense is wat meer wet en orde kan hou nie. Hier gaan dieselfde pad. Kyk hoe lyk ons potholes en ons goed, ons breek. Noordwes het die beste potholes in die land. So is dit nou iets om oor te breek, is iets om oor skaam te wees, maar die hele land lyk soos hy lyk. Kyk hoe lyk daar Johannesburg.
oral waar Ja, nee, sit nou tans met 'n helse kragonderbreking. weet jy, Nee, verskriklik, uh, Dit raak net al hoe erger. Nee, jy wil nie sê, ek meen daar's goeie swart mense wat ook niks aan die situasie seker kan doen nie. Sê vir my, ek wil nou hiermee afsluit, nee, boerdery, is boerdery 'n geloofbedryf? Hoewel is 'n bloedding, dis in jou bloed. Dis in jou bloed. Moet jy geloof hê om te boer? Ja. Hoekom sal jy dit sê? Want jou volgende jaar is jou beste jaar. Is dit vir die jaar nie hierdie jaar goed gegaan het met jou nie, volgende jaar gaan dit beter gaan. Jy glo altyd dit gaan, of dit onnoselheid is, weet ek nie, maar jy moet geloof hê om te kan boer. En jy moet op jou knieë bly, want ek meen, jy bid vir hierdie reën, jy bid en jy glo, dit gaan reën. En as daai mielies, dan sal Norman ook gekom met my vrou, dit gaan nou by die uur agteruit. Dan gaan nie nou meer per dag of per week dood nie, gaan nou per uur dood. En dan wonderbaarlik, dan kom daar 'n bietjie reën. Ja. En hier oorkant is blou buffel gras en goed. Dan is hulle brein, hulle skry swaar. Man, net 'n spriekie reën, of 'n druppeltjie reën, dan groei hulle. Dan bot hulle en hulle groei nie. Ja. Nee, Dit is wonderlik. is 'n geloof ding. En ek dink ook altyd soos ouetjies wat boere is. Ek weet hulle kan nie almal boere meisies kry nie. Maar ek sê vir jou om 'n meisie in Johannesburg te gaan vang en haar op 'n plaas te sit. Sy sal met 'n very big mind change maak om aan te pas. Want kyk by ons, as dit donker is dit donker. In Johannesburg is dit donker, is dit lig. Want daar's baie straatligte, daar's baie gebouligte wat altyd dit lig maak. Maar hier soos dit donker is, dit pikdonker, daar sien jy die sterre. Daar sien jy mos amper nie die sterre nie. Maar is plaaslewe nie ook in 'n sin 'n baie eensame lewe? In die sin van, jy weet, jy het nou getrou, jy het nou jou man, jy het nou jou kinders. Jy weet, in baie van die plase, se kinders moet na 'n kosskool toe gaan, want daar is nie 'n Ons plaasskooltjie. kinders is almal kos. Ja. Ja. So nou is dit net jy en jou man wat agter op die plaas bly. Ja, en jou man is heeldag aan die werk. So. Ja. Maar jy as 'n boervrou of 'n boer, ek het altyd sê ek is nie 'n boervrou, ek is 'n boer se vrou. So jy het baie goed om jou besig te hou. Soos ons ook. Ek maak nou nog botter, ek het jam gekook en ek hou my besig. En ons het nou darm die voorreg ook soos Roline hulle wat nou jong vrouens is wat ook met die boeke werk. So ons kan almal rekenaars werk. Ons is nie meer net dom nie. Nie dat ek sê as 'n vrou dit nie kan doen, is sy dom nie, maar ons weet van rekenaars ook en Boerdery is 'n besigheid. is 'n is 'n intense besigheid. Want ek meen jy wil nou nie dink jy's ryker as 'n ryk dorpsman nie, maar wat jy van hom sien is dis sy huis en hy dalk 3 karre. Een van ons trekkers kos meer as wat sy 3 karre kos. Want ek meen vat nou daai groot trekkers, wat praat hulle van 14 miljoen rand. Ja, die goed het nou baie. In 18 miljoen rand vir trekker. En wie dink jy bestuur die trekker, hè? Nee. Ja, maar jy moet ook so 'n groot trekker hê, want jy kan nie net meer, jy weet, Nee. 10 trekkers hê wat nou 10 ploë moet hê, 10 Nee. bestuurders nie. Maar Jy dis kan daarom nou 1 trekker hê wat 10 trekkers se werk kan doen. So, jy weet, jy moet Maar ek amper soos meen, nou soos die mega boere. ja. Jy weet, jy Ja. het nie daai tyd, want as jy nie nou plant nie, die tyd loop uit. Ek meen, ons trek So. nou in Maart. So, Ja, wanneer ja. begin die boere mielies plant? Nee. Seker hierso Desember maand. Ja. So, dan is dit 'n geloofsaak vir reën. Die Ja. grond moet bewerk word, kunsmis moet ingesit word. Ja, Jy nou, weet so- nou begin hulle weer hulle stroopers en goed reg kry. Nou moet hulle alweer amper kan jy seker begin kyk vir kunsmis vir die nuwe seisoen. En nou dat kunsmis nou skaars word, gaan jy geplant kry of gaan jy nie geplant kry nie. So ek sê mega boere is groot boere, maar ek dink hulle het ook mega kopseer. Ja, Want ek meen as wat jy klein doen, doen hulle in oormaat groot, maar jou risiko is so en hulle sin is so. ja. So, maar ek ben nie 'n ander. Ek sal nie 'n ander want my pa was 'n boer. Ek is boer groot geword. Ja. So ek sal bitter swaar Dis kry. in jou bloed. Dis in my bloed. Ja. Ek sal nie kan
in 'n ouer huis sit en die matrone sal naderhand vir die familie sê, kom vat net hierdie antie weg. Sy akkodeer nie hier nie. Sy is 'n delinquent. Haal haar net uit. So nee, terwyl as ek gesond is, gaan ek aanbly net hier waar ek is. Maar weet, as jy ouer word, is jou gesondheid wat jou pad bepaal. Ja. Nie Jy geld. kan nie meer alles doen Nie wat jy moet geld doen. nie. Ja. Geld, hulle sê altyd nice to have. Nee, wat geld kan nie jou gesondheid koop nie. Ek kan jou pille gaan koop, ja, maar hy kan nie jou gesondheid Ja. koop. So die beste is maar om te keer dat jy nou nie moet seker siek word, maar dit is maar 'n ding wat maar net kom. So, jy kan nie kies of jy wil siek wees of nie. Jy's maar net geseënd as jy nie siek is nie. Maar baie dankie. Dit was 'n plesier. Dis nou lekker, jy weet, om jou kant te hoor en Ja, dit wat julle hier bereik het. En dit maak tog 'n merk in die gemeenskap. ja, Jy weet, soos ek met Tini gepraat het, dis 'n hegte gemeenskap. ja, dis 'n regte Jy weet, gemeenskap. as daar 'n krisis is, help almal Ja, en almal ken almal ja. en Nee, en jy, dis 'n salig, is soos Corneille ook, wat 'n kind eers was, hy het geboor onder sy pa, en sy pa het hom wys gemaak met wat hy moet doen, hoe hy dit moet doen. Ek is net jammer dat Nome nie hier is meer, om, soos hy sê, die vrug van sy hande arbeid nog Ja. te kan geniet nie. ja. Maar ek moet vir jou sê, hy was 'n top boer en 'n topman gewees. Nee, en ons bring hulde ook aan hom. Ja, Dankie ook vir sy nalatenskap. Jy weet, vir jou, vir die seuns. Jy weet, vir hierdie bome wat hierso is. Ek glo altyd, jy weet, hulle is tussen ons, al is hulle nie meer vandag met ons nie. Hulle hou tog 'n wakende oog. ja, Jy weet, oor ons en met dit wat hulle ervaar het in die lewe, het hulle oorgedra, jy weet, aan hulle kinders, aan die vrou. ja. Daai kinders sal dit weer aan die kleinkinders oordra en so, jy weet. Maar dis soos Gaan hulle dit aan. sê, jy plant 'n boom, jy gaan nie in die koelte sit nie, Ja, maar jou nageslag gaan in die koelte Ja. sit. So, dis maar hier soos ons ook, ons pluk nou die vrugte, soos daai kwepers, goeters is my skoonmense wat nog daai bome geplant het. Ja. Nie eers ons nie. ja. Hierdie lemoenboot onder het ons aangelê, maar hierdie in hierbo kom van my skoonmense. Ja. En lieflike lemoene. En hulle het in die toekoms ingekyk. As ons dit nie nou doen nie, Ja. gaan daar niks vir die opkomende geslagte wees nie. Ja, Ja. maar nou hierdie ander mense worry nie, hulle kyk nie dat dit eers water kry nie. Ja, soos ou Jonas vertel het, hy het gesê nee, baas ek ken nee die bicycle hy ry hom by die trappe en die ketting. Ek ken hom daai motorbike, baas hy ry hom by die engine, ek ken die kar hy ry hom by die engine. Maar ek kan nie verstaan hoekom daar die jam by die toeblik nie. Okay. Ja. Tog glo die mense nou nie dat 'n boer deel van die ketting is van kos. Ja, Dis wat nog nooit op plaas was. Daar was die sak, was mos in daai plastiek sakke die melk. En hulle het maar net geglo dit is jy koop die sak melk in die Ja. sakkie. Nie dit kom by die bees nie. ja. So, dis maar baie mense nou nog. Ja. En as hulle hoor waar kom die eier uit, dan wil hulle hom nie eet nie en as hulle dink hy is net daar in 'n fabriek gemaak. So, Rolien, dit was nou vir my 'n baie groot voorreg om hierdie gedeelte van die land te besoek. Te danke aan julle wat hierdie hele rit geborg het. Die interessante mense waaraan jy my voorgestel het, ons het lekker gelag. En ek het goed gehoor wat ons nou verfilm het, wat ons nou met ons mede-volksgenote gaan deel. En weer eens sê ek, soos wat my ma altyd gesê het, jy weet, as daar nou 'n argument kom, ja, die vrou is vir die man gebore, nie die man vir die vrou nie. En my ma het altyd gesê, ja, maar jy weet, die vrou is die nek van die kop. Jy weet, die kop kan nie draai sonder die nek nie. En dit is so, ja. agter elke groot man staan 'n vrou. Of ons mans dit nou wil erken of dit nie wil erken nie, dit is so. En waar het jy groot geword? Vertel ons net so 'n bietjie van jou kinderlewe en hoe jy weet, vir Corneille ontmoet het en julle plaas opset. En wat is 'n boervrou se werk elke dag, dat die kyker net 'n bietjie kan sien, jy weet, die vrou is nie net daar op die plaas om die kinders groot te maak en om botter te maak en al sulke goed nie. Soos skoonma nou sê ook,
Jy weet gelukkig, julle het nou rekenaars, so julle kan die werk makliker maak. Jy weet, en aandag gee daaraan terwyl manlief boer en seker maak, weet, beeste is reg. Ek meen in hierdie hele land van ons is dit 'n epidemie met die back and claw seer. Ons sien dit ook hierso in hierdie gedeelte, net die verskriklike vee diefstal wat 'n epidemie is. Waar gaan dit alles eindig op die oomblik? So 'n boer is nie net iemand wat nou 'n paar beeste het en 'n bietjie grond en 3 mielies nie. Hy moet aan sekuriteit dink. Hy moet weet hoe om met finansies te werk. Hy moet daai geloof hê dat God die land, dat daar reën sal kom, dat die mielies en die goed groei. Maar tog agter daai boer staan 'n baie dinamiese vrou. Vertel net so 'n bietjie van jouself asseblief. Rudy, Ek wil net iets sê, nee, Ja. dis eintlik ongelooflik hier waar ek staan. Nou in 'n ateljee het jy nou kameras en ligte en al sulke goed. Terwyl ek nou met skoonma gepraat het die son mooi daar geskyn met jou gesig en alles. Nou is dit op jou. En nou dat jy nou moet praat, skoonma nou bietjie, jy weet, in die koelte en daar skyn jy moet dit sien. Dis eintlik ongelooflik. Ek kry nou hoendervleis. Jy weet dat die lig is nou op jou. Shining light. Ja, jy gaan nou 'n bietjie vertel van jou lewe. Waar het jy groot geword? Boeties, sissies, ouers. Jy weet, waar jy en Corneille mekaar ontmoet het. Die boerdery wat doen jy basies elke dag? Wat mense net kan sien. Dis nie net ag, ons het 'n lekker plaas en weet, die beeste is hier en as ons wil honger is, slag ons 'n skaap en dit gaan net lekker. Vertel net so 'n bietjie asseblief. Rudy, ek is gebore op Delareyville 1973 en ek was in laerskool op Delareyville gewees, maar ons het gebly redelik naby aan Wabberspan. En my nooiens van was Leroux gewees en my ma was 'n visser. En ja, ons het daar groot geword. Die rallies het altyd plaasgevind daar om Wabberspan. Is dit die total rallies? Ja, hierdie groot veldwedren rallies. Ja. Dit het daar begin met die vissers en die Leroux daar om Leeupan. En ja, toe is ek hoërskool is ek gematrikuleer in Sannieshof. Sannieshof van alle plekke. Ja. 91. En toe van daar af het ek sekretariële kursus gaan doen en in die bank gewerk vir 3 jaar. Eerste Nasionale Bank. En toe het Corneille en ek mekaar ontmoet. Het hy toe sy rekening by jou kom oopmaak? Hy het ons het mekaar ontmoet deur 'n gemeenskaplike vriend. En op 'n blind date hier op 'n plaas hier naby, 'n wildsplaas hier naby. En ja, toe is ons getroud in 1996 en die eerste kind is gebore 1998. En ja, toe die kinders gekom, kinders groot gemaak. Een ding wat net vir my swaar is van hierdie wêreld, was jou kinders is van graad 1 af weg van jou af. Koshuis. Dis nie onderhandelbaar nie, want hier is nie skole met koshuise hier naby nie. En ek het elke week 2 keer op en af gery, Lichtenburg toe 130 km, heen en weer, Sjoe. met hulle van kleins af. Maar aan die ander kant het dit ook voordele, dit maak hulle selfstandig, dit maak hulle sterk. Party kinders is dit dalk nie so goed nie, ander kinders kom weer sterker aan die ander kant uit. So, jy as ma moet maar die sterk een wees. Jy sluk maar daai trane as jy hulle weer Vrydag moet terugvat. Maandag. Of Maandag. Ja, nee, dit was nie maklik nie. Maar ons is daar deur. En ja, nou is al 2 kinders is uit die huis uit. Seun is getroud, meisiekind werk, so ja. Hulle gaan aan. Ons is elke dag op die plaas. Corneille stuur my soms as ek 'n paard moet gaan haal, dan is dit maar dan ver ry. Die paaie is nie altyd baie begaanbaar nie. Net om vir die kyker te sê, as jy nou byvoorbeeld nou 'n koöperasie toe moet gaan, kilometers gewys, hoe ver moet jy nou ry om nou 'n band te gaan haal of 'n part, of jy moet gaan voer koop of wat ook al. Hoe ver is dit?
van ons af is dit 35 km. Dis die naaste koöperasie. Ja. So 70 km wat jy moet ry. By ons is die bandplek net om die draai. Ja. Ja, maar nou baie keer is die parte is in Lichtenburg. Ja. Dis 140 km. Ja. Soos 280 km heen en weer Vir 'n part. vir 'n part. Ja. Maar dan ry jy maar, soos as ons dorp toe gaan, is dit 3 ure op die pad wat jy sit. Dan moet jy nog, want dan is dit nie net een ding wat jy doen nie. Dan doen jy 3 weke se goed wat op 'n lysie bygekom het. Dan doen jy maar gou al jou dinge, probeer om soveel as moontlik van dit te doen. En die paaie in hierdie gebied val uitmekaar uit met die potholes. Ja. Ja, So dit moet jy ook, jy kan nie jaag om gou daar uit te kom nie. Jy moet want- weet waar is die gate om te kan jaag. Ja, jy jaag naderend om die gat. Ja. So ja, maar verder is dit 'n baie groot voorreg en 'n baie groot seën om hier in hierdie mooi area te kan woon en te kan werk en te leef elke dag. En met die goeie mense ook wat hier om ons is. Elke dag. Ja, julle het 'n ongelooflike mooi plaas, nee, maar as ek nou dink in al die werk wat daar moet ingesit word. Jy weet die heininge moet reggemaak word. Jy weet julle het nou 'n wildsboerdery en 'n saaiboerdery En 'n Jy weet- beesboerdery. en 'n beesboerdery. Jy weet so, dit is 'n enorme, jy weet, besige werk wat jy moet doen. En dan moet jy nou nog kantoorwerk doen. Jy moet rondry, jy moet werkers gaan haal. Vertel net so 'n bietjie jou daagliks. Vat nou maar net een dag op 'n besige dag. Wat doen jy nou op so 'n dag op die plaas? Mense net 'n idee kan kry van ja, dis lekker op die plaas. Jy het die ruimte, hierdie skoon lug, al sulke goed, maar dit kom met 'n prys. Ja, mens staan op, so teen 6:00 is 'n mens op, mens staan al vroeër op, maar ja, dan begin jou dag, mens drink tee saam en dan begin ek maar met die huiswerk. Jy kry jouself reg vir die dag. Jy begin met wasgoed. Kyk dat alles aan die gang is rondom die huishouding. En dan is dit kantoorwerk. Kantoorwerk en jy loop maar buite en kyk vir 'n goeie oog om te kyk. Wat jy kan doen buitekant of om te reël dat goed gedoen word. Ja, as Corneil bel, dan moet ek dalk iets doen op die rekenaar. So dit is maar beter om by die huis te wees as om op die wiele te wees, as ek dit so kan uitdruk. As iets moet gebeur, Ja, maar dan moet dit ek ook, dadelik moet gebeur. ek ook vir haar sê nou, omdat sy nou nog 'n jong vrou is, daar's goed soos van dissies elke maand op Maritsani, waar Rolien moet gaan werk. Die kerk. Die kerk, sy is die sekretaresse van die vrouediens, so daar's 'n werkie vir haar daarso, en dan ons het ook ons eie, met ons kerk, met teeskinkbeurte en daai goeters, wat Rolien meer betrokke is as ek nou, omdat ek moes nou Kammersdag oud is, sit hulle ons nou een kant, maar ek probeer daarom nog my werkies doen, om vir hulle ook het ligter te maak, maar dis wat sy nou nie noem nie, sy is nog betrokke met gemeenskaps... Addisionele goed buite in die plaaswerk. Ja. Ja, daar is maar altyd. Jaffel, sy's 'n baasbakster, pannekoekbakster. Jaffelmaker. Nou sê jy my, weet, ek het so gewens en weet ek kry 'n pannekoek of 2, Nee, sy kan. maar madam sê die steak en gisteraand moenie met die lekker moenie die aardappels. vetkoek ook weggooi nie. Ja. Sy kan. Ja, en weet buiten dit ook nou nog. Suid-Afrika het 'n verskriklike gewelddadige land geword. Ek wil nie eers plaas aanvalle en dit noem nie. Ja, dis Dan heeltyd kom- in jou onderbewussyn, ekskuus. Ja. Want jy weet, julle moet nou plaas toe ry. Jy's nie kantoorure daar nie, jy's 24 uur. Jy weet, as jy besig. Nou kom jy in die aand by die plaas aan, nee, moeg na 'n dag se arbeid, so nou is jy nog aan die een kant ook in jou gedagte, is dit daarom nog veilig hier by die plaas. Want maar Rudy, jy raak georiënteerd ook, soos ek wat nou alleen moet terugkom. Ja. Ek ry nie na 3 uur, 3:30 op die laatste uit Lichtenburg. Want as ek hier kom met die son nog skyn, dat ek weet ek kan nog kyk, en my honde is jou barometer ook. As jy jou honde sien, dan weet jy, nee, alles is, kyk hulle by my, hulle moes hier ingebreek, toe maak hulle 3 van my honde dood. Ook. Ja. Nee, kort na Norman dood is.
dit kornuitsaad en goed in hierdie containers het hulle seker R1 miljoen se saad gesteel. En veemedisyne. En al ons veemedisyne net so uitgehaal uit daai veekamertjie. Ons spuite, onthoringgoed, ons brandgoed, alles wat Normansin was. Ek was woedend geweest. Goed wat nog uit Rhodesia uitgekom het, wat my pa se in was, Sentimentele wat hulle waarde. gesteel het. Ek noem dit nou maar net as 'n faktor omdat ons in die stad ook Ja. daar nog erger Ja, blootgestel is aan Ook geweld, skakings en jy weet aanvalle en sulke goed. Is daar by die boere en ek noem dit nou dat in vandag se tyd met selfone kan foto's so goed neem vir boere se veiligheid, net dat jy kyk ook maar waar jy die beste arbeider kan kry of 'n persoon wat vir jou kan werk, net dat baie van hierdie goed gebeur, mense werk op jou plaas wat dalk van 'n ander buurland afkom met 'n selfoon. Jy dink daai persoon wat jy in diens het is werklik, jy weet, 'n goeie mens. Ja, Hulle neem af wat in jou huis wat binne in jou huis is. Word daar foto's geneem van plaaswerkers dat indien daar iets gebeur het en ek praat nou oor goed wat ek lees wat gebeur het. Jy weet, mense wat op die plaas gewerk het wat die plaasboer se vrou of vir hom weet aangeval het. ja, Word daar foto's geneem dat julle daarom 'n rekord het dat indien so iets gebeur het, julle dit vir die polisie kan wys om te sê, wel, hier's al die mense, hier's die foto's, want as jy by die bank werk, word 'n ID-foto van jou geneem. Jy kan nie in die bank ingaan as jy nie 'n kaart het wat die deur kan oopmaak wat elektronies werk nie. Is daar sulke stelsels in plek by die boeregemeenskap ons het dit dat die werkers afgeneem is, daar's die foto, ons foto's dis sy is- profielfoto Ja, ons foto's is maar op hulle ID's. Ons het hulle almal op hulle ID. op hulle ID's. op O, hulle okay. ID-foto. Ja, ek dink net maar net daaraan as ek nou op die plaas gewerk het. organisasie wat hulle noem LWO. So ons het kontrakte met die mense. Al daai goed. Ons betaal minimumlone, al daai dinge wat ons moet doen. So julle het 'n Ons rekordstelsel het 'n van rekordstelsel. ja. Ja. Maar ek dink dit sal nogal goed wees om hulle so mens met sommer af te neem. ja. Ja, kyk. Ek hoor dikwels en in goeie Afrikaans, ek vee my gat daarin af. Ja. Met hierdie sogenaamde poppiewet. Ja, die poppiewet sê Ag. jy mag nie 'n foto neem van daai en daai en daai Ja. goed nie. En gebeur daar nou 'n aanval of 'n moord, daai mense geen bewys. Jy moet nou gaan en vir Ja. daai polisieman Ja. of die persoon wat nou 'n skets moet maak van die misdadiger. Ek meen dit vat tyd en alles. Ja. Ek dink net vir my eie onveiligheid as ek 'n plaasboer is om 'n foto te neem van elke persoon wat vir my werk, Ja. of dit nou maak nie saak van die plaasbestuurder af is, Ja. sy kinders of iets van die aard, dat indien daar eendag so 'n aanval is, het jy 'n rekord. Daar's jy rekord, dis versprei die mense. nie daai foto, dis vir jou rekord. Dis vir jou rekord, dis So, vir jou eie veiligheid. ja, Ek ja. meen die banke sorg as jy daar werk, doen hulle 'n diepte studie van jou. ja, hulle kyk of jy nie 'n kriminele rekord het nie. Ja, Jy moet net omtrent so. jou ouma se geboortesertifikaat Ja, indien. ja. Al sulke goed. Is Ja. so absoluut. Ek noem dit maar net vir die kyker wat hierna kyk, wat dalk boer, wat dalk nie daaraan gedink het dat dit dalk kan help. Want as ek in die toekoms kyk, ja, boerdery is 'n bedryf en alles, maar tog ek moet my eie veiligheid en my gesin se veiligheid beskerm. En of hulle nou daarmee genee is, ek het nou nie 'n saak nie. Ek noem dit dit kan dalk mense help om nou te sê, "Jesus, jy weet jy, ek het nie daaraan gedink nie. Weet, kom ons doen dit." Ja, ons het Ek meen, ons jy- mense het, want ons kyk ook met die rekenaar. Ons mense het almal bankrekenings. So ons sit nie meer met geld hier in ons kluise of whatever nie. Ons EFT al hulle geld. Sodat almal nou weet. Jy sê geld. ek moet net gou Want julle moet so dikwels nie, soos jy nou sê, jy moet nou 'n part gaan koop in Lichtenburg. Julle ry alleen, daar's niemand saam met julle nie. Indien daar iets gebeur, ek meen baie van die voertuie het trekkers en goed in. Ons het net Opsporings, jy weet, maar nog steeds. Dis 'n verskriklike Ons is risiko. oulik man. Ons het ook almal hierdie
360 of wat? 6 Ja, 360 en find a friend. So laat ons mekaar kan op ek het nie vir Rolien op my foto my nie, maar ek wil hê sy moet my op haar sit sodat mense altyd weet waar is mekaar. Ja. As veral in die as iemand net wegraak, jy weet, enigiets kan gebeur. Om die persoon op te spoor. Op die Ja, of sy laaste ja. point of punt waar hy nou was. Ja. Maar julle het, soos ek sê, weet 'n ongelooflike plaas, maar om daai plaas ook te behou is harde werk. Jy weet, die drade moet reggemaak word, dan moet kos gekoop word. Jy weet, vee raak siek, soos hierdie bek en klou seer wat nou 'n epidemie is in die land. So dit is 'n geweldige bedryf waarin julle is. Ja, mens pluk seker die vrugte. Mens pluk seker die vrugte van jou arbeid op die einde van die dag. Maar dit is 'n span wat moet saamwerk om 'n sukses op die einde van die dag aan te teken. Die rugbybal onder die pale om 'n 3 te druk. Net so. Ja. Net so. Nee, dit hou nie op nie. Jou verantwoordelikheid is altyd daar en jy wil ook nie self sien wat jy opgebou het met te gronde gaan nie. Ja. Dis jare en jare se werk. So jy is maar skouer aan die wiel. As julle twee, en ek wil nou graag afsluit, as julle twee nou vir jong dames, jong vrouens sê wat nou net getrou het met 'n jong boer wat in hierdie bedryf ingaan, wat dink julle wat is die belangrikste vir haar en natuurlik vir hom ook, want hy moet agter sy vrou kyk. Julle het nou daai lesse nou al geleer, want julle is nou al 'n hele paar jaar in daai bedryf. Wat se ek sal nou nie sê kennis gee julle vir hulle nie, maar wat se raad sal julle vir hulle gee? Wat is belangrik in hierdie bedryf vir 'n vrou? En as ek kan eers sê, sal ek sê dis 'n spanpoging. Moenie dink as jy met 'n boertjie trou, jy dink hy's nou 'n ryk man. Jy kom val nou met jou stert in die botter nie. Onthou, hy moet nog werk. Ek sou 'n gat uitgebliep het. Ja, maar ek bedoel, partykeer is dit 'n ryk pa wat die kind dalk nog het, maar hy het nog nie iets nie. Dan dink hierdie girl, dis die hele tyd is dit hot rocks en dis nails en dis velletjies en haartjies. Al daai goed kan jy gedoen kry binne jou perke, nê. Moenie saam met die Jonese probeer kompeteer nie. Jy kan mos sien wat jou man het. Jy kan mos sien in sy bank. So as jy weet dit is so, dan dis wat jou budget is. Nie wat jou buurvrou, wat ook al lank al 'n boerdery aan het. Nou, hulle het nou so 'n swembad, ek wil dit. Jy bly binne jou perke met jou man en jy ondersteun jou man. 'n Man kan jou partykeer dit donder en maak, ja. Maar moenie hom bespreek met jou vriendinne nie. Dit is jou man, jy staan saam met hom, want hy gaan ook nie jou eintlik met sy mansvriende bespreek. Glo ek nie. En wat sê ek sê, Rolien, staan saam en doen dinge saam. Jy kan nie elke keer saam met hom rondry nie, maar wanneer hy vir jou vra, kom saam met my, gaan saam met hom. En wel is 'n spanpoging, hoor. Dis definitief 'n spanpoging. Want onthou, die vrou is ook amper kan ek sê op 'n plaas verantwoordelik vir die kinders. Sy ry die kinders skool toe, sy gaan haal hulle want hy man boer. Hy kan nie altyd dit doen nie. Moet ook nie nou verwag van hom nou. Hy moet dit doen nie, want as hy dit doen, dan moet jy inval waar hy gestop het. So doen maar jou kindertjie storie op jouself. Dit is maar jou werk. So jy maak nie geskiedenis nie. As jy 'n boer se vrou is dit jou werk. Is dit nie so nie, Rolien? Wat sê jy? Wat se raad sal jy vir so 'n jong boervrou gee? Ja, ek dink net sy moet oopkop in dit ingaan. Sy moet baie duidelik weet wat van haar verwag gaan word. En sy moet haarself kan indink in elke moontlike scenario rondom dit. En ek dink ook wat ook belangrik is jy moet weet wie jy is. Jy as mens, wie jy is. En jy moet sterk kan staan in jouself om jou man te kan dra. Want kyk, is altyd die vrou wat uit haar omgewing gevat word en in die man se omgewing, as jy 'n boer trou. Die man is hier so, almal ken nou vir Norman.
Maar niemand ken vir my nie. Toe ek ook hier ingekom het, dan sê laat, dis Norman se vrou. Dit is nou, sê ek man, luister, my naam is Corrie, ek is met Norman getroud. Maar ek het my eie identiteit. En dit sal Rolien ook kan sê. Sy is die nuwe een wat inkom hier. So almal moet haar nou aanvaar. En hulle check jou uit die hele tyd. Hoe jy is. Dis soos wanneer jy in 'n dorps setup is. Ek weet nie of dorpe ook maar so is nie, maar in 'n plaas check hulle jou uit. En mense aanvaar jou ook nie altyd dadelik as deel van hulle nie. So jy moet jou plekkie verdien ook om aanvaar te word in 'n gemeenskap. Dit is my so, Rolien. Gelukkig is ek en sy goeie vriendinne. Ons is goeie spannetjie saam en ons is lief vir mekaar. Want kyk, dit is ook 'n wanpersepsie wat mense het. Jy moenie met jou skoonma klaarkom. Jy moet ook nie van haar actually hou nie. Maar jy kan baie leer. Ek was maar dieselfde. Ek het ook 'n skoonma gehad. En as Norman gesê het, ouma, haar pampoenkoekies is so lekker, dan sê ek, gaan eet haar pampoenkoekies. Gaan doen dit. Maar stupid wat ek is, plek dat ek al vra, maak jy my daai resep? Gee hulle, wys my hoe moet ek dit maak? Verstaan jy? So moenie dom wees as jy 'n jong vrou is. Maak jou skoonma jou beste vriendin. Ek wil net vir die kykers sê, nee, as julle hiernatoe kom, is julle in vir 'n treat. Ja, Hoorie maar, baie dankie. Dis 'n plesier. Dankie ook vir die werk wat julle agter julle mans gedoen het. Ek weet seker partykeer soos mans ook maar sê maar partykeer nie dankie. Mense aanvaar maar net altyd die goed sal gedoen word, maar dankie ook. Ja. Want ek kan sien net nee op albei van julle se plase die werk wat daar ingesit het, julle pluk op die uiteinde van die dag. Jy weet en ons vergeet so baie om net dankie te sê. Dankie dat jy die kinders gaan haal het. Dankie vir die lekker kos wat jy maak. Jy weet, dankie my man dat jy nou weer die beeste nou gaan spuit het om te keer. Jy weet, want daai beeste is ons brood en botter op die einde van die maand of op die einde van die dag as dit verkoop word, dan deel ons in die vreugde daarvan om op 'n lekker vakansie te gaan. Ja, baie vrouens sê mos ook hulle as sy weer aarde toe kom, wil sy 'n man wees, want dis mos nou hierdie vreeslike lekker. Seker as jy mal, wil jy nou die hele dag in die son werk? Dis sy werk. Hy moet werk. Ek kry eerder die kleintjies. Jy moet mooi lyk vir hom. Jy moet mooi lyk vir hom en ek wil nie in die son werk, dis harde werk. Jy moet lyk soos 'n roomhuis. Hier word die son baie warm op Maritsaan. Ja. Ek kry die mans jammer. Ja. Maar ek waardeer ook wat elke man doen, maar ek waardeer ook Rolien en ek waardeer elke vrou se aandeel of haar insette om die hele wiel geolie te hou. Maar is lekker as jou man jou, hoe sal ek sê, acknowledge, jy weet, dankie my vrou, ek waardeer wat jy gedoen het, wat hulle nie altyd raak sien nie, hoor. Gaan soek vir jou ietsie by Stearns. Ja, ja, nee, ons doen dit maar. Soos ons koop maar die persent en dan Kersfees dan maak ons so 'n persent. Dankie vir die mooi oorbelle wat jy my gekoop het. Ja, dis toch. Maar dit was lekker om julle ook hier te hê, Rudy. Ja, baie dankie vir die lekker ontbyt en die jy en Arnold met mooi loop vorentoe. Nee, dis bak en is ons 'n voorreg. Dankie ook vir die borgskap om bietjie met julle mense te kom praat. En ek hoop die kykers hierna, jy weet, sal dit ook vir hulle inspirasie wees. Ek kom die einde van die jaar Tosca toe. Ek is genooi as 'n geloftefeesspreker hierdie jaar. En die mense sal definitief die waarheid hoor. Ek wyk nie af van die waarheid, jy weet, oor wat by Bloedrivier gebeur het nie. En dankie ook vir julle in hierdie omgewing, Kraaipan, Maritsani, weet, die boerdery gemeenskap, dat julle nog geloftedag hierso eer. Dis 'n groot pluspunt. Ja, ons kom nie altyd daarby uit nie, maar ons is stemmig daai dag. Ja. Baie dankie. Dankie, Rudy. Dankie, Rudy.